Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, dit wat gekom het bykans 2000 jaar terug, vir elke mens. Dit is so belangrik, as jy met enige Christen praat en jy vra vir hom, dan sê hy, Jesus Christus het sy lewe vir my gegee. En dis presies die werklikheid daar. So dis baie belangrik dat ons daarna aan gaan kyk, na daardie groot werklikheid, want baie mense sê vir jou, ek het Jesus aangeneem as my lewe, of Jesus is my lewe. En as jy dan by hom vra, goed, as jy nou iets aangeneem het, iets joune gemaak het, wat het jy? As jy Jesus aangeneem het, wat het jy? En dit is so belangrik daarna, dat ons nou dit gaan kyk. En 'n mens kry nie regtig 'n beter tyd van die jaar, as wanneer die mense Kersfees vier, en daardie hele feestelike tyd. Nou, ek wil nou nie ingaan, is Kersfees 'n werklikheid, of is dit 'n afgodsdag, en al die afgodstydperk nie, maar die een element van Kersfees is, onthou toe die engele aan die skaapwagters verskyn het, in Lukas 2, vers 10, toe sê hy, ek bring julle 'n boodskap van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. En dan gaan hy in die 14de vers, dan sê hy, ere aan God in die hoogste hemele, en vrede op aarde, en in die mens het God nou weer 'n welbehae. Jy sien daar die werklikheid van die boodskap van blydskap, en ons sê altyd ook vir mekaar, dat geloof is so afhanklik van blydskap, soos 'n vis van water. Met ander woorde, dis baie, baie belangrik, en Paulus skryf het, en veral in die boek van Filippense gaan 'n mens kyk, dat hy sê verbly julle, en hy praat van die eerste hoofstuk af, regdeur praat hy oor blydskap. En die vyand kan nie baie doen nie, want onthou, hy is 2000 jaar terug aan die kruis verslaan. So wat kan hy doen? Sy groot werklikheid is, hy steel jou blydskap. In die oomblik as hy jou blydskap steel, dan het hy jou. So, dis baie belangrik, geloof is so afhanklik van blydskap soos 'n vis van water. Nou, wat 'n element kort? Die element wat kort is geloof. En geloof is 'n oortuiging. En dit is hoekom ons met mekaar praat. En dit is hoekom juis in hierdie feestyd, dan is die mense so geneig om hulle ore uit te leen vir enige iets wat goed klink. En dit is juist daardie tyd wat dit baie, baie belangrik is om die suiwer evangelie te bring van Jesus Christus. Wat het gebeur? Hoekom het Jesus aarde toe gekom? As enige iets gebeur, dan is daar tog maar 'n gevolg daarvan. En dit is waarna ons moet gaan kyk, en dit is waarby die mens nie uitkom nie. Wat was die volle werklikheid van dit wat Jesus Christus gekom het om te doen op planeet aarde? So as 'n mens gaan kyk na die een van die elemente ook rondom die feestyd of Kersfees, dan kry die mense persente. En die belangrikste van 'n persent is, jy moet hom oopmaak. Eerstens moet jy daai persent aanvaar. Dit moet, jou naam staan daarop, en jy moet daardie geskenk behoort aan jou. Nou die belangrike ook van 'n geskenk is, die oomblik wat iemand nou 'n geskenk het, en hulle skryf jou naam daarop, dan op daardie oomblik behoort daai persent aan jou. En net so het Jesus Christus gekom, en vir elke mens sy lewe kom gee. Hy sê, byvoorbeeld, die skrif, jou naam is in my handpalm gegraveer, jy is my oogappel. Daar is soveel werklikhede wat wys dat Jesus Christus het gekom om vir elke mens, elke liewe mens, 'n geskenk te bring. So, net soos wat jou geskenk, miskien onder 'n boom, onder die boom, kersboom of wat ook al lê, moet jy behoort daardie geskenk aan jou. Tweede ding is dat jy moet daai geskenk aanvaar. Hy moet na jou toe kom. En die oomblik as jy daai geskenk aanvaar het, is dit baie, baie belangrik. Jy moet hom oopmaak. Jy kry baie mense wat geskenke kry, en dan sit hy maar ergens te neer, en maak hom later oop. Ek weet altyd, my vrou, as jy vir ietsie gee, dan sê sy, maak hom oop, en die kinders wil hê moet hom oopmaak, en ek is nie altyd so oor dit nie, dan sal ek kom, en sê hulle, maak hom nou oop. Met ander woorde, die belangrikste van 'n geskenk is, jy moet hom oopmaak, en as jy hom oopgemaak het, moet jy hom gebruik. Anders te beteken daai geskenk vir jou niks. En dit is daardie werklikheid. So, of jy die geskenk wat jy Kerstyd gekry het, oopgemaak het of nie oopgemaak het, of vir 'n verjaarsdag of wanneer ook al, maak nie saak nie, maar daar is een geskenk wat jy gekry het, elke mens op planeet aarde, wat jy moet oopmaak en moet gebruik. En hy sê dit byvoorbeeld hier vir ons in
Hebreërs 9 vers 27. Ons lees baie keer die 26ste vers, want dis die doel hoekom Jesus Christus aarde toe gekom het, is vers 26 Hebreërs 9. Hy sê, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af, maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn, om die sonde deur sy offer weg te doen. Met ander woorde, die eerste koms van Jesus Christus was gewees, onthou as 'n eerste koms en 'n wederkoms. Die eerste koms van Jesus Christus het hy verskyn om met sondes af te handel, die probleem wat ontstaan het in die tuin van Eden. En dan sê hy verder, hy sê, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. So elke mens gaan op 'n stadium aan die einde van homself kom. Dit sê die skrif vir ons. Dan sê die skrif, dan gaan ons voor God staan. En dan gaan die enigste vraag gaan wees, het jy my geskenk oopgemaak wat ek vir jou gegee het, of het jy dit nie oopgemaak nie? Het jy gebruik gemaak van Jesus Christus of nie gebruik gemaak van Jesus nie? So baie belangrik, dat ons sit met hierdie werklikheid van die Kersboodskap. En dan as ons byvoorbeeld gaan kyk na Galasiërs 4, dan verduidelik die skrif vir ons, wat het Jesus op aarde kom doen? Ek gaan dit vir ons lees, en dis baie belangrik, en ek sê dit oor en oor, wanneer ek gaan kyk, en ek sit met die skrif, ek het baie skrifte in my, want 'n skrif word 'n werklikheid die oomblik as jy hom aanvaar, wanneer hy in jou is. Maar wanneer ek met mense praat, dan wil ek nie my weergawe gee nie, ek wil graag God se weergawe gee, en dis hoekom ek baie van die skriffies voorlees. Galasiërs 4 vers 1, maar ek sê, solank as die erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van die diensknegt nie, al is hy heer van alles. Hy sê, maar hy staan onder voogte en bestuurders, tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. Met ander woorde, dan sien ons dat God het in die begin met die mens gewerk in Genesis, maar toe praat hy, daar gaan 'n herstel kom, maar daar's 'n sekere tyd waarop dit moet plaasvind, en dan sien 'n mens, dit is die mense in die Ou Testament, wat hulle sê, hulle staan onder voogde en bestuurders, tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. Nou, ek wil nie, en ek mag ook nie die Ou Testament afskiet of om uit die Bybel uithaal nie. Ek lees hom self ook. Maar jou bediening kan nie in die Ou Testament wees nie, want dan beteken dit jy's terug in 'n tyd waar goed nog beloof word, en dit sal nie joune wees nie. Mense, dis baie belangrik, en daarom ek praat baie keer van die na-kruis boodskap, want aan die kruis het ons die werklikheid ontvang van die werklike herstel van die belofte in Genesis. So, hy sê, mense, baie belangrik, ons het 'n Nuwe Testament, en ons moet na die Nuwe Testament gaan kyk. Hy sê, hierdie evangelie wat ek nou voorhou aan julle, is die krag van God. So, hy sê, so was ons ook, toe ons kinders was, kyk na die tenses, hy sê, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Vers 4, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons aanneming tot kinders kan ontvang. Met ander woorde, sodat jy daai geskenk kan ontvang, dit wat aan jou behoort, dit wat God in die begin vir die mens gegee het, sodat dit weer joune kan wees. Maar daar was 'n sekere tyd, en dit is daardie tyd. Hy praat die skrif vir ons in Efesiërs 3 vers 11, hy sê dat Jesus Christus was die ewige voorneme van God. Met ander woorde, God het nie in Adam begin met 'n plan A, en toe 'n plan B in Abraham, en plan C in Moses, en so aangegaan, en nou trek ons by plan E, F, of wat ook al, en dan kan daar nog ander planne kom nie. Nee, God se ewige voorneme, gaan lees gerus Efesiërs 1, was Jesus Christus gewees. Hy sê, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is nou, het God sy gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep nou van binne af, Abba Vader, my Vader, my Vader. Jy sien, en daarom sê hy, daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar kind, en as jy kind is, dan ook erfgenaam van God,
deur Christus. Nou, ek wil nie weer ek probeer elke keer 2 Korintiërs 5 van vers 15 tot 21, dis die evangelie in 'n neutedop aanhaal, maar baie belangrik, dat daar's altyd 'n begin, en dit is wat ons in die tyd van Kersfees vier, of dit nou die regte tyd was, of ek wil nie daaroor redeneer nie, ons dink aan 'n sekere werklikheid, dan sien 'n mens daarin dat dit is die hele werklikheid, want as ons nog by die eerste bly, by die Ou Testament, die eerste verbond, dan is ons nog nie erfgename nie. Die goed is alles nog net vir jou beloof. Die Ou Testament was 'n skaduwee wat heen gewys het na die werklikheid. 'n Skaduwee het geen krag nie, al lyk hy soos die werklikheid, 'n boom se skaduwee. Al lyk hy soos die werklikheid, hy is nie die werklikheid nie, hy wys na die werklikheid. En nou het die werklikheid in Jesus Christus gekom, en dit is 'n tyd van blydskap, dat die God se guns is nou weer op die mens. Mense, baie belangrik. En ons moet net gaan kyk waar begin dit. God begin in Genesis, waar nou die skepping en alles, Genesis 1, Genesis 2, Genesis 3 kom die sondeval. En wat belangrik is by die sondeval is, nou kom staan Adam en Eva in die vyand, die slang af voor God, en God praat praat hy met Eva, hy sê, jou saad gaan sy kop vermorsel. Met ander woorde, nou praat God van 'n saad, hy gaan 'n saad stuur, en deur die hele skrif, onthou, van die begin af, Genesis 2 sê hy byvoorbeeld, dis nie 'n tweede skepping nie, sê hy dat die saad het nog nie voortgebring nie, want dit het nog nie gereën nie, en daar was nog nie iemand om dit te bewerk nie. Met ander woorde, God werk van die begin af met 'n saad, en 'n saad se belangrike eienskap is dat hy het die volle programmasie van die werklikheid. En met ander woorde, jy kan daai saad vat en hy kan geplant word, of hy kan op die rak lê vir lank. Dan sien jy hom daar, dan sy so ou verdroogde ding wat daar lê, dan dink jy daar's geen lewe meer in nie. Maar begin daardie saad, plant hom en gee hom water, dan sien jy. En die belangrike van 'n saad is dat hy bring voort na sy soort. As jy byvoorbeeld 'n saad van 'n boontjie vat, of 'n saad van 'n mielie vat, dan hoef jy nie vir hom te verduidelik hoe moet hy lyk nie. Ek kan 'n saad van 'n plant in Amerika vat, en dan kan ek hom Suid-Afrika toe bring, en as ek hom hier plant, daar kan net een saad wees, dan gaan hy presies voortbring na sy soort, soos daardie plant, waarvan af daardie saad kom. En weer eens nog belangrik van 'n saad is, as jy byvoorbeeld 'n pakkie saad koop, en jy gaan kyk op die prentjie op hom, dan is dit hoe hy gaan lyk. En dit is die werklikheid van Jesus Christus. Jesus was nie 'n voorbeeld vir ons, dat ons moet probeer om soos Jesus te word nie, en soos Jesus te lyk nie. Hy was 'n voorbeeld van ons, want hy was die saad. En 'n saad, mense, as ons net mooi daaroor dink, 'n saad se hele werklikheid is om voort te bring na sy soort. Dis hoekom alle plante saad het, is om voort te bring, en as hy voortbring, dan bring hy voort na sy soort. Ek meen, dit is tog maar baie logies. Nou het ek ook gaan kyk, as hy praat van op die regte tyd, dan sien ek hier in ons omgewing in die Hoofveld, is hier rondom Desember, begin Desember, eintlik November, was dit vreeslik koud, en of kouer as normaal, en die kosmosse wat eintlik eers hier aan die einde van die somer moet begin blom, het opgekom. En waar die kosmosse selfe gedeeltes, waar die kosmosse hoog en geil gestaan het en mooi in blom, het daar nou sulke kort plantjies, selfs nie eens 30 cm hoog gestaan nie. Jy sien, want wanneer 'n saad ontkiem op verkeerde tyd, wanneer jy iets probeer forceer, dan werk dit nie. Daarom het dit 4000 jaar gevat, van die skepping af, tot by die geboorte van Jesus, want daardie saad moes voortbring. Nou sê hy byvoorbeeld in die skrif, Johannes 12, vers 24, voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dan dra dit veel vrug. 'n Boer gaan nie en hy koop 'n hele aantal morge of hektare se saad nie. Hy gaan koop 'n paar sakke saad en hy bære dit in sy stoor.
En wanneer die regte tyd is, dan plant hy daardie saad wat daar in die hoek van die stoor of in die klein kamertjie lê. Gaan plant hy dit en daardie saad bring 'n oes voor wat die hele stoor vol maak. Jy sien daardie werklikheid van Jesus Christus, dit wat hy kom doen het, en dit is daardie boodskap van blydskap gewees. As ons byvoorbeeld na die skrif gaan kyk, dan praat hy in Romeine 8, hier van vers 29, en sê hy, want die wat hy van tevore geken het, die het hy van tevore verordineer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy, Jesus, die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Met ander woorde, dis maar een van die skriffies wat vir ons sê, dat daardie groot werklikheid wat gebeur het, is 'n saad bring voort na sy soort. En daarom moet ons nie probeer om soos Jesus te word nie, maar ons moet die lewe van Jesus Christus ons lewe maak, jy moet hom aanvaar. En hy sê byvoorbeeld in 1 Johannes 4 vers 17, Engels sê mooi, as he is, so are we in this world. Soos wat Christus was, so is ons in hierdie lewe. Mense, baie belangrik, is daar die werklikheid van die saad. So, die hele werklikheid is dat ons moet hierdie evangelie aanvaar. Hy sê in Efesiërs 1 vers 13, toe jy die woord van die waarheid, die evangelie van jou redding, toe jy dit gehoor het, en dit het begin by die saad wat gekom het, maar 2 Korintiërs 5 vers 16 sê, as ons na die werklikheid van die kruis gaan kyk, dan sê hy, daarom sien ons niemand meer na die vlees nie, hy sê al het ons Christus na die vlees gesien, ons sien hom tog nie meer so nie, want dit eindig nie by die krib nie. Dit is die begin van daardie saad wat aarde toe gekom het. Maar die saad het 'n job om te doen. Hy moet voortbring en hy moet voortbring na sy soort. En nou hang dit van jou af, hoe jy wil. Hy sê daar is grondkondisies. Hy sê van die saad het in die pad geval, waar daar so baie dinge aan die gang is, nee, en die voëls het gekom en dit opgevreet. Die volgende het geval op rotsagtige plekke. Hy sê partykeer julle is hard soos klip. Jy wil nie hierdie werklikheid van Jesus aanvaar nie. Jy wil nie die kruisboodskap aanvaar nie. Hy sê party het geval tussen die onkruid. Aan die ander woord, jou lewe is so met soveel dinge en onkruid besig, dat daai saad word verstrik, Jesus Christus. Maar die saad is gesaai in elke mens se hart, toe Jesus Christus opstaan uit die dood uit, en hy stort sy lewe uit vir elke mens. En dit is wat ons die werklikheid wat ek vir julle wil sê, dat die saad het gekom, maar die saad, ons moenie soos die saad probeer word nie, ons vat die Bybel, en die Bybel sê vir ons wie ons is. Jesus was nie 'n voorbeeld vir ons nie, maar hy was 'n voorbeeld van ons. Hoor wat sê hy in Johannes 1, die begin van hierdie werklikheid van Jesus, vers 12, maar aan almal wat hom aangeneem het, jy sien, jy moet dit aanvaar, dis jou keuse, as jy dit aanvaar, sal jy dit ervaar, as jy dit nie aanvaar nie, sal jy dit nie ervaar nie. So, hy sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Geloof is 'n oortuiging, geloof is 'n aanvaarding. Hy sê, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees nie, of die wil van 'n man nie, met ander woorde jou natuurlike geboorte, dit gaan nie oor die natuurlike geboorte nie, dis hoe jy hier op aarde geland het, maar die werklikheid is die hart. Hy sê, nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar wat uit God gebore is. Dit is daardie wedergeboorte. Nee, hy wat nou uit God gebore is. Mense, is so belangrik. En dan gaan kyk ons na Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eengeborene seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Mense, daar's baie van die skrifte. Hy sê, byvoorbeeld as ons na die kruis gaan kyk, dan is dit altyd goed om te gaan kyk na Kolossense 3, wat Jesus kom doen het, wat was die doel van die saad? Hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie die dinge wat op aarde is nie. Want die saad is nou jou lewe. En as he is, so are we in this world.
Hy sê moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie, maar word verander in julle denke na wie jy werklik is, dis Romeine 12 vers 2. Hy sê bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Hy sê wanneer Christus wat ons lewe is, jy sien, hy is nou my lewe want ek het die saad aanvaar en daardie saad is nou my lewe en hy bring voort na sy soort. Jy hoef hom nie te forceer nie. Hy sê Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Mense, dis hoekom dit die evangelie die goeie nuus is. En ons gaan kyk as ons dit aanvaar. Wat aanvaar jy? Kyk mooi na byvoorbeeld 2 Petrus 1 vers 2 tot 4. Hy sê dat julle in genade en vrede mag vermeerder. So jy moet net tot 'n kennis kom wie jy is en dis hoekom ons die handleiding het. Maar die saad sal voortbring. Hy sê immer, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe in God vrug dien. Alles geskenk wat tot die lewe in God vrug dien, deur die kennis van hom. En net soos jy op skool 'n handboek het, het ons 'n handboek. Die kennis van hom. 2 Petrus 1 vers 4 sê, waardeur hy, God, ons die grootste en kosbaarste beloftes geskenk het. Hoekom? Hoekom het hy dit gegee? Hoekom het Jesus aarde toe gekom? Hoekom is hy gekruisig? Hy sê, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, sodat jy weer kan wees soos wat God die mens geskape het, in beeldnis en gelykenis, soos wat ons in Genesis 1 was. Met ander woorde, mense, in al daardie profeseë van die Ou Testament word nou waar. Jesus Christus is ons lewe, die vervulling van Jesus praat self met hulle in Johannes 16 vers 12 en 13. Hy sê, ek gaan die Heilige Gees stuur. Hy sê, want julle kan dit nie nou dra nie. Hulle kan dit nie dra nie. Petrus het net daarna nog Jesus 3 keer verraai en hy het gesê hy sal dit nie doen nie. Hy sê julle kan dit nie nou dra nie. Dit sit nie in jou broek om dit te doen nie. Hy sê, maar wanneer hy hom stuur, sal hy ons in die volle waarheid lei. Die boodskap kom in Kolossense 1 van vers 25 tot 28, dat ek bring julle boodskap, skryf Paulus, om die woord van God te vervul, om daardie werklikheid te vervul, die bediening van God te vervul in julle belang. Hy sê dit wat vir eeue en geslagte verborge was voor die grondlegging van die wêreld, maar nou geopenbaar is, naamlik, ek vry vertaal net terwille van tyd, hy sê naamlik Christus nou in julle die hoop van die heerlikheid. Jy sien, daai werklikheid is nou in jou. En dit is daardie hele geskenk, die vervulling van die Ou Testament. Die verder is, wie is nou in jou? Jesaja 9 vers 5, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, Jesus my lewe. En hy word genoem, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Wie is dit? Die een wat nou my lewe is. Sien jy hoekom Kolossense sê, dat ons lewe is nou verenig met Christus in God, en dit was immers, dit klink verskriklik, maar dit was tog Jesus se gebed in Johannes 17, net voor hy gevange geneem is. Vader, maak ons een, soos wat ek in u is en u in my is, dat ek in hulle, hulle in my, sodat ons almal weer een kan wees, soos in die skepping. Mense, hierdie is die evangelie van die goeie nuus. Die Kersboodskap was maar net die saad wat aarde toe gekom het, maar die saad was daar, en die saad het in die grond geval, en hy het gesterf aan die kruis, en 'n saad wat op die regte tyd geplant word, nie soos die kosmos in Desember nie, bring voort na sy soort, geil. Jesus Christus ons lewe. Amen.